Ja, kan ons gou die oë sluit. Genadige en goeie Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus. Here, dit is vir ons 'n voorreg om te kom luister en te verstaan, Vader, wat U doen deur U wonderlike krag. Ek vra in die naam van Jesus dat Here, U elke hart hier sal voorberei om te verstaan en te ontvang dit wat U te sê het, goeie Vader. Ons sê vir U baie dankie, Vader, dat U vir Annes hierdie pad laat stap het, sodat daar 'n woord kan uitkom, Vader, wat U vereer en U verheerlik. Ons is dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar ook, Vader, vir elkeen wat vanaand hier is. Ons vra in die naam van Jesus, Here, dat U genade en U liefde op almal oorvloedig sal wees, dat die Heilige Gees hier teenwoordig sal wees, en Vader, spesifiek dat U deur Annes sal praat, sodat dit wat U gedoen wil hê, sal gedoen word, Vader. Vader, dit is vir ons as 'n voorreg om as 'n liggaam van gelowiges hier by mekaar te kan wees en te kan sê, dankie Here vir Annes. Dankie Here vir sy bereidwilligheid. En dankie Here vir die vuur wat U aangesteek het, wat in sy gebeente brand, en hy dit nie binne kan hou nie, en wat hy moet kom vertel. En laat dit vir ons ook 'n inspirasie wees. Ons gee hierdie aand nou in U hande, in Jesus se naam. Amen. Hallo julle. En hier staan ek. En ek staan op die verhoog in Eiserfontein se gemeenskapsaal. En Tannie Cornelie gaan vir julle sê, ek het 'n paar van haar Pilates klasse bygewoon. En sy gaan vir julle onomwonde sê, ek het nie 'n toekoms as 'n Pilates instrukteur nie. Soos as ou dan staan op 'n verhoog voor 'n saal vol mense, dan moet ek dink aan die verhaal van die skoolhoof van 'n meisieskool, wat gesukkel het met 'n probleem van die girls wat lipstick aansit en dan los hulle lippe op die badkamer se spieël. En maak nie saak wat die hoof gesê het, die girls sou net hierdie oefening los nie. Toe per geleentheid roep sy die leerderraad in, en 2 verteenwoordigers van elke standaard. En sy vat hulle na die badkamer toe, en sy kry vir Koos, hy is die ou wat verantwoordelik is vir die skoonmaak van die spieël elke keer, en sy sê, girls, ek het nog baie met julle gepraat, ek wil hê julle moet sien hoe moeilik dit is om die lipstick van die spieël af te kry. En sy sê, Koos, wil jy nie asseblief demonstreer? En Koos vat die mop, hy druk hom in die naaste toilet, en hy begin die spieël was. En dit was die einde van die probleem. Okay, julle, kom ons begin. Ek gaan nou nie my hele lewensverhaal met julle deel nie. Ek gaan so 2005 begin waar ek en Elis na Kaap toe gekom het. Ek is 33 jaar oud. Ek's direkteur by Adidas in Suid-Afrika. Dis die build-up na die Wêreldbeker toe. En ek is bevoorreg om in daai rol te wees. Ek is bevoorreg dat die Here se hand van seën op my werk rus. En dit gaan goed met ons. In wêreldse terme gaan dit baie goed met ons. Ek kry 'n decent salaris, kry goeie bonusse. Gaan about elke jaar oorsee op vakansie, kry lekker klere. Ons het goeie vriende, baie van hulle is vandag hierso. Maar die Here was nie my eerste prioriteit nie. En ek was gered. Sou die bus my trap, sou ek hemel toe gaan. Maar ek was nie absoluut in dit nie. Ons was baie in die wêreld, ons was diep in die ratreis en
Ons het al die goede gedoen, weet, ons het lekker Valentinesparties gegooi, en ons het Kersfees gehou, en ons het paaseiers met die kinders aangejaag, en ons het hopeloos te veel gedrink, En ons het goeie goed vir die Here gedoen, daar was kringe by ons huis, en die Here het ons gebruik, maar die Here was nie my eerste prioriteit gewees nie. Toe, so in 2011, maak ek 'n skuif, ek gaan van Adidas na Kalahari toe, en ook daar die Here my geseën, dit het goed gegaan, wat my werk aan betref, maar die merger met Takealot gebeur, en nie een van die bestuurspan van Kalahari oorleef die proses nie, ons het almal ons werk verloor. En ek gaan in 'n periode in van werkonsekerheid. Om die waarheid te sê, ek is nog steeds in daai periode. En die interessante van dit is, ek leer om by die Here te vertrou. Ek leer dat hy my voorsiener is. En ek raak alright met nie werksekerheid nie. Ek raak alright met die Here is my voorsiener. Soos, ja, dit was hard geweest, maar dit was goed. In daai selfde tyd kom maar goed aan die lig, en my gesin gaan deur 'n stuk trauma wat die detail nie myne is om te share nie, maar 'n stap 'n onbeskryflike diep valleipad. En omdat mense trauma verskillend hanteer, bring dit ontsettend baie spanning tussen my en die Lisna, en ons huwelik vat houe. En met die Lisna se geduld en die Here se genade is ons nog by mekaar. Ja, dit was taaf. En hierdie goed het almal so in parallel gebeur. Hier in 2016 besluit ek en die Lisna, maar ons gaan ons laat doop. Baie bevoorreg, ons laat doop onsself saam. En ons maak die besluit dat ek maak die besluit, die Lisna ook, maar kom ons praat oor my. Ek maak die besluit, ek gaan my verhouding met die Here ernstig opneem. En ons laat ons doop. En daar kom 'n verdieping in my geestelike lewe soos ek dit nog nie geken het nie. En verse wat ek al 100 keer gelees het, spring ewe skielik op. En die Here begin 'n pad met my, en hy spreek my aan oor goede wat ek doen. Hy stap 'n harde pad met my oor pornografie. Hy stap 'n wille pad met my oor hoe ek drank gebruik. En ons sorg die groot goede uit, en dan wys die Here die volgende ding, en die volgende ding. En hy leer my die pad van forgiveness. En tot vandag toe besef ek moet oor en oor vergewe, en hoe belangrik dit is. En ek gaan deur groei van wat is bloedlyn goede, en wat is courtrooms, en hoe belangrik is forgiveness, en hoe belangrik is repentance. En ek stap hierdie journey, en ja, en in daai tyd is ons baie bevoorreg om 'n plek op Eiserfontein te koop. En toe COVID kom, kon ons hier kom wegkruip, en met die dinamika wat verander, en 2 kinders op skool in die koshuis, sê ek vir hulle, dan weet jy, of ons nou uit Eiserfontein het naweek sport toe ry, of uit Durban wil uit, is dieselfde, en ons trek hiernatoe. Maar julle wat nou al by ons was, baie klein plekkie, baie eenvoudig, love it, maar ons kom leer baie eenvoudig lewe. En ons is geweldig bevoorreg hier in Eiserfontein, dat ons toe ook 'n paar goede vir die Here kan doen, maar nou het ons al 'n paadjie gestap saam met die Here, en hy gebruik ons as instrumente, en nie die Here kan reguit hou met 'n kromstok slaan. En ons is bevoorreg dat ons 1 of 2 goedjies vir hom kan doen. Soos nou sit ek in hierdie spasie van ek het die groot goede afgelê, ek doen so 'n bietjie goed vir die Here, ek lewe eenvoudig, ek het berus by die feit dat hy my voorsiener is, en ek voel, weet ek, I'm getting there. En toe kry ek kanker. Ja, dit was 'n rowwe pad. En ek besef, daar's mense, selfs mense in hierdie saal, wat 'n baie harder pad al gestap het, en stap, as wat ek gestap het verlede jaar.
Ek weet, ek meen hier staan ek's genees by die Here se genade. En daar's 'n klomp goed wat andersins kon uitgespeel het, wat nie uitgespeel het nie. En ja, daar is nog goede wat ek mee moet deel, nagevolge van die operasie, maar ek is hier. Soos, ek is bewus van die feit dat daar regtig mense is wat tawerpaaie stap as ek. En in die journey van my het ek relatief vroeg besef, maar hierdie moenie verniet wees nie. Hier moet iets goeds uitkom. En ek het gejournaliseer en ek het baie teachings geluister en daar was incredible mense op my pad. En daar was 'n rede hoekom ek met bedankings begin, want ek gaan net hier daardeur kom. Maar daar's incredible mense op my pad wat vir my bid en vir Julisna bid en vir my kinders bid en vir my vriende bid. En ja, en toe die goed nou alles klaar is, toe begin ek hierdie gepak aan mekaar sit en ek kyk na wat is die lesse wat ek geleer het. En vanaand wil ek met julle deel die goede wat vir my uitgestaan het op my pad en die goed wat die Here vir my kom oopbreek het. En van dit is anders, van dit is my opinie. En dis okay as julle van my verskil, genuine. Al wat ek vanaand met julle kom deel, is wat ek ervaar het en wat ek geleer het. So 'n bietjie agtergrond, my pa is in 2000, hy was toe so 59, is hy met prostaatkanker gediagnoseer. Nou het ek al op my pad geleer, daar's goed soos bloedlyn dinge, en ek warfare, en ek doen wat ek kan, en ek gaan in die courtrooms in, en ek bid as good as I can, om die storie af te sny in my generasie, ook vir die generasies wat kom. En ek was nie alleen in die pad nie, Julisna was saam daar was mense wat my gehelp het, maar in April verlede jaar, sê my ouers vir my en my 2 sissies in ons gares, maar hulle wil 'n bietjie hulle voetspore gaan stap saam met ons. Hulle kom van Namakwaland af. En ons is gelukkig, ons kan my ouers se geboorteplaas en grond kan ons by gaan besoek. En ons besef redelik vinnig, maar hierdie is 'n geleentheid om van daai geestelike dinge te loop afsny. En ek vat 2 staalpenne saam en ek kap 'n staalpen in buite die kamer waar my pa geslaap het en ek warfare daar en ek bind en ek breek af en ek vra hulle dit sal stop. En ek gaan kap 'n staalpen in buite die huis waar my ma geslaap het as kind en ek doen dieselfde daar. En 'n paar maande later hoor ek het kanker. Soos wanneer 'n ou deur daai goed te gaan en jy genuine probeer en daai gebed is nie beantwoord nie, dan vra jy baie vrae oor gebed en geloof en waarmee is ek besig? Soos ja, hier's wat ek toe uit my journey uit leer. Die eerste ding is, hoe belangrik is worship? Ons was die naweek in McGregor op die berg gewees en daar het 'n ou gepraat van worship, want dit is regtig wat worship is. Dis geestelike oorlogvoering. En die dag wat ek uitvind ek het kanker, is 'n Vrydagmiddag gewees en ek en Julisna vind dit uit. Ons kom huis toe, Daniel en Lorinda staan en wag vir ons. Ons sou al lankal terug besluit het om weg te gaan vir die naweek Elands Baai toe. En die Here het absoluut geweet wie is die regte mense om my naweek daar te hê. Hulle het dit soos champions hanteer. En die Saterdag eindig ons in 'n grot in Elands Baai wat na die weste kant toe kyk soos die son sak. En hierdie 3 troepe begin sing en hulle kan baie mooi sing en omdat dit so mooi in die natuur is, begin hulle net spontaan die Here loof en prys. Dis 24 uur na ek uitgevind het ek het kanker. Die laaste ding wat ek wil doen is om nou die Here te loof en prys. Maar ek maak 'n wilsbesluit om nie net om te praise and worship soos ek gewoonlik doen nie, ek geniet die songs en ek dans en ek wikkel 'n bietjie. Ek maak 'n besluit om actually te sing. En hierso gebeur iets. Daar verander iets in my. En in die gees beweeg daar iets. En ek besef wat so 'n onbeskryflike wapen en sleutel is worship. En ek het 'n baie mooi teaching van Bill Johnson geluister wat sê
as ons eendag in die hemel is daar nie hartseer, daar is nie pyn nie, daar is nie onsekerheid nie. Soos as ons hier op aarde kies om die Here te worship, wanneer dit swaar gaan, wanneer ons onseker is, wanneer dit nie lekker is nie, is daar 'n karakter en 'n diepte en 'n geur aan jou worship, wat ons nie eendag in die hemel sal kan hê nie. En wat worship doen is, dit kry jou posture reg. Dit kry jou op 'n plek waar jy ontvanklik raak vir wat die Here wil doen hierso. En jy begin die proses aanvaar. En in die Engelsman praat van lean in. En jy kom op die plek waar die Heilige Gees kan doen wat met jou moet gebeur. En as daar 'n powerful les was, is dit die krag van worship wanneer dit moeilik is. Soos wat nou van gebede wat nie beantwoord word nie. Soos ek julle vertel, ons het hierdie bloedlyn goede gegaan, kry ek kanker. Toe bid ons ernstig dat ek supernaturally geheel word en dat ek nie nodig het om geopereer te word en die prostaat uitgehaal moet word en alles wat daarmee saamgaan nie. Dit het nie gebeur nie. En dit laat vra ou die vraag, hoekom word sekere gebede nie beantwoord nie? En ek dink die beginpunt is om mekaar te sê, kan die Here alle gebede verhoor en alle sondes gesiek maak? Verseker kan hy. Daar's vir my geen twyfel dat hy kan nie. Maar tog ken ons almal iemand wie se gebed nog nie beantwoord is nie of nie nooit beantwoord is nie. Goeie mense, Christene wat 'n verhouding met die Here het, wat 'n naby pad met hom stap. Soos daar is dan nou iets dat sekere gebede word nie beantwoord nie of nie soos ek dit wil hê nie of nie wanneer ek dit wil hê nie. Soos kom ons gaan staan 'n bietjie daarby stil. En is dit Bybels dat sekere gebede of sekere mense nie genees word nie? Nou hier's 'n voorbeeld uit die Ou Testament waar Elia 'n bolong vol mense kon gesond gemaak het en toe net 'n vreemdeling was 'n widow Zarepta gesond gemaak het in Sidon. En soortgelyk Elisha het sekere mense gesond gemaak en ander nie. En selfs in die Nuwe Testament sien ons waar Paulus vir Timoteus 'n brief skryf en sê drink wyn want jou maag is nie lekker nie. Soos Paulus het nie vir Timoteus gesond gemaak nie. En hy skryf 'n brief aan Timoteus, juist weer om te sê luister, Erastus is siek en Trofimus is siek en so. Soos daar is voorbeelde uit die Bybel waar mense nie gesond gemaak is nie. En hierdie was een van die key dinge en daai Philippi Hanna song wat ons nou laaste gesing het so baie vir my beteken. God is God and I am not. En daarin het ek vasgehou. En sy wat sing, even though I don't know what's in the future, I know I can trust your heart. En dit was vir my 'n key ding gewees. Nou net rondom mense wat nie gesond gemaak is nie. En hierdie is nou anders. Hierdie is nou my opinie en Jenny en julle is regtig welkom om van my te verskil. Ek glo almal vir wie Jesus gebid het gesond geraak. Ek dink Jesus het nie vir almal gebid nie. Ek dink Jesus het net gebid vir die mense wat die Here vir hom gesê het, die Vader vir hom gesê het, hier moet jy iets doen. Ek kom 'n bietjie terug later weer by dit. Soos kom ons kyk net 'n bietjie hoekom is siektes in die Bybel genees. Ek gaan nou 'n bietjie hierdie moet lees, soos bear with me, maar dit kom uit 'n teaching van God Questions uit wat hulle sê the healing ministry was not for anyone's personal convenience. Rather, it was a sign from God to the Jews of the Old Covenant primarily of the validity of the apostles' message. The question we need to ask in any given situation is, what does God want? Does he desire to heal the individual in this life, or does he have another plan to show his glory through weakness? Soos in die Bybelse tyd, het wonderwerke en genesings plaasgevind, of om te wys, Jesus is die Messias vir die Israeliete, of toe Jesus al weg was, om te sê, maar hierdie boodskap wat hierdie disippels uitdra, is die waarheid. Dit het nie oor die persoonlike convenience van iemand gegaan nie, dit het gegaan oor die koninkryk se uitbreiding, tot God se verheerliking, of 'n validation van 'n boodskap. Die feit dat mense genees wat en wonderwerke gebeur het, was 'n positiewe bysaak
van die myn ding. Die myn ding was God se koninkryk. Soos ek dink volgende keer wanneer jy in die Bybel lees van genesings, lees 'n bietjie die konteks en as jy so begin lees, gaan jy begin raak lees dat baie keer, elke keer, gaan dit eintlik oor die Here en nie oor die individu nie. Okay. Nou die waarheid van die saak is, ek het gewoel en ek het gesukkel en ek het lees na baie debatte gehad, want is hierdie incredible verse in die Bybel, in Matteus van heal every kind of disease and illness, en in Psalms wat praat van who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, and by his stripes we are healed. Soos hoe hanteer jy dit? As dit dan nou duidelik is dat ons die autoriteit het en ons kan 'n instrument wees vir genesing, hoekom word sekere gebeure nie beantwoord nie? Die eerste logiese rede is ongeloof kan 'n rol speel. Ons sien net toe Jesus na sy tuisdorp toe gegaan het daar nie baie wonderwerke plaasgevind nie as gevolg van ongeloof. Hierdie is nou weer my opinie. Ek kan verkeerd wees. Ek glo, as jy sterk glo in iets, is jou kanse tot die gebedverhoring groter, maar is nie 'n waarborg nie. En ek dink ons moet nie die Here in 'n boks plaas nie. Ek dink, dis moontlik dat die Here 'n ongelowige, ander woorde een wat nie glo nie, kan genees, want hy het 'n rol te speel. En soortgelyk is dit moontlik dat hy die gebed van 'n gelowige nie kan beantwoord nie oor 'n paar redes. En hier's van die redes wat ek kon oopkrap. Baie van hierdie kom uit die teaching van J.D. Verhaag. Dalk bid ons verkeerd, dalk bid ons vir 'n fisiese ding, maar die Here is besig met 'n geestelike ding. Of dalk, as die Here dit sou gun, sal ons later spyt wees. Ek het 'n paar voorbeelde waar ek gebid het vir goed en daarna te dink, oh my goodness, baie dankie, die Here het nie hierdie gebed beantwoord nie. Dalk weet hy bloot beter dat hierdie slegte ding presies is wat jy nodig het om jou te verander of jou in beweging te bring. Die wat al 'n lang pad met my stap weet, ek is mal oor Louis Malherbe wat gesê het, jou probleem is dalk net so groot as wat God nodig het om jou aandag te kry. So as jy besig is om te woel op die oomblik en dinge is nie lekker in jou lewe nie, maybe is God saying, ek soek jou aandag. En partykeer moet God eers vir jou of jou gebed verander voordat hy die gebed kan beantwoord. Soos alle gebede gaan nie beantwoord word nie. En dit gaan nie noodwendig geantwoord word soos jy dit wil hê nie, of wanneer jy dit wil hê nie. En ons kom elke keer terug na God is God and I am not. Soos, kom ons rol gou by mekaar, wat het ek geleer van gebed? 'n kritiese ding is om te gaan sit eers, voor jy begin bid, voor jy begin glo, voor jy enige vrae begin vra, gaan sit by die Here se voete. En wat jou metode is, wat jou approach is, hoe jy dit doen, gaan sit by die Here se voete en vra, Here, wat wil jy in hierdie situasie hê? Hoe moet ek bid? John Eldridge het 'n baie mooi boek rondom gebed, en een van die goeie wat hy sê is, mense kom na hom toe om te vra, hy moet bid vir genesing, of hulle huwelik, en dan hoor jy eers by die Here of hy moet, en partykeer bid hy nie vir hulle nie, want hy hoor eers by die Here, wat wil die Here doen? Hy vat dit so ver, dat voor hy gaan perdry, bid hy eers vir die Here, en sê, Here, moet ek perdry, of moet ek iets anders doen? Nou, ek het nog baie om te leer, maar die beginsel is solid, voor jy begin bid, voor jy begin glo, voor jy begin dinge doen, maak seker jy sit by die Here se voete en vra, wat wil jy doen in hierdie situasie? Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld uit my journey nou onlangs. Soos die pad is min of meer so, gaan vir 100 bloedtoetse, PSA telling skuif, dan sê die dokter uit, kom ons doen die vingerding, heerlik, en dan sê hy uit, kom ons doen die MRI scan. As die MRI scan nie lekker is, ja, gaan jy vir 'n biopsie. As die MRI scan sê, luister, dis nie moeilikheid nie, dan is dit die einde van jou journey. En ek gaan sit by die Here se voete, ek sê, Here, wat gaan hier aan? Hoe moet ek bid in hierdie situasie? Toe het ek nog van hierdie goeie gesê. En ek kry net hierdie
wete, hierdie is nie die einde van die pad nie. Hierdie ding gaan stap. En toe die dogter my die dag bel en sê, Annes, dinge lyk nie goed nie, ons moet vir 'n biopsie gaan. Dis my eerste reaksie, maar jy het dit mos geweet. Soos ek glo, as jy hierdie doen, berei die Here jou voor vir die stampe en die stote wat jou kant toe kom, want hy weet wat kom. Ja. Soos hoekom is hierdie belangrik? Ek dink, as jy jou gebed align met die Here, is dit kragtiger. Want dan bid jy binne sy wil. Dan is jy in 'n spasie waar jy jou kanse tot gebedsverhoring beter is. Soos, dis hoekom ek dink is belangrik. Die ander ding hoekom ek dink dis belangrik is, in die tyd wat ons lewe, ek is absoluut oortuig van ons lewe in die eindtyd. En ons vermoë om te kan discern raak so belangrik. En om in hierdie oefening te kom en te sê, Here, wat gaan nie aan? Wat wil jy hê? Hoe moet ek bid? Hoe moet ek optree? Raak baie belangrik. Want ek glo genuine, ons beweeg in 'n tyd en waar ons al hoe meer wonderwerke gaan sien. Ek glo genuine ons in 'n punt waar ons gaan sê, waar die Here vir jou gaan sê, lê hande op en maak gesond. Waar die Here vir ons gaan sê, bid vir jou dat hy die doodheid opstaan. Want dis die tye waarin ons dit belewe. Want dan moet ons in hierdie spasie wees. Here, hoe wil jy moet ek hier bid? Die laaste ding op gebed voor ons aanbeweeg is net, moenie voorskriftelik wees nie. Ons het die manier om vir die Here die krediet te gee as iets supernaturally gebeur, want ons kan dit nie andersins verduidelik nie. Maar wat nou van 'n ou wat hard werk en bevordering kry? Was dit nie die Here nie? Die Here onderskei nie tussen supernatural en natural, dis vir hom alles een ding. Soos wanneer ons in 'n spasie is waar ons bid vir 'n wonderwerk, of vir 'n ou gesond te maak, of die ou gesond raak deur 'n operasie of deur medikasie, is hier nie reg of verkeerd nie. Ons kom terug by, Here, hoe wil jy hierdie pad stap? En dan stap ons daai pad. Okay. Een ding waarom ek lekker gevoel het was, hoekom moet ek dan nou bid? Die Here weet wat gaan gebeur. Ek gaan tog nie sy plan verander nie. En JD Verraak was weer 'n warrior op hierdie een gewees. Waaroor dit gaan is, gebed verander vir my. En toe ek daai besef, toe verander my gebedslewe. Soos kom ek share met julle my journey. Nou is ek op hierdie spasie waar ek moet nou vir 'n PET scan gaan. Ek gaan actually hierdie foto vir julle wys, want dit was nou by Chom Eddie wat ou se senuwees loop dik voor jy vir 'n PET scan gaan, want die resultaat van die PET scan bepaal of die saak nou versprei het of nie, en jou behandelingspad lyk beduidend anders as die kanker al versprei het al dan nie. En nou moet jy in so 'n tonnel gaan, en Eddie sê vir my, nee man, dink net daarna as hierdie barrel. En weet, ek gaan van senuweeagtig wees, so nie kan wag om vir 'n uur lank in 'n barrel te lê nie. So in elk geval, maar hierdie was 'n redelike event op my journey gewees. En dis hoe gracious die Here is. Op een dag kom sê hy vir my 3 maal, hy's lief vir my. Dis 'n Sondag gewees, ek kry van Marie Kutse 'n WhatsApp wat vir my sê, klomp goede, maar onder andere begin sy met, die Here het jou waarlik lief. Nice. Ek gaan kerk toe, Johan Libbe verwelkom ons die dag in die kerk, en hy vertel van hulle trip na die Karoo toe, en hy vertel die storie van Apollo se Blue Marble, waar die ou nou net besef het hoe groot God is, en Johan sê, hy is in hierdie spasie waar hy vlieg oor die Kreerwitte, en is so mooi, en hy besef net, maar hierdie almagtige God, wat alles geskep het vir my lief. En ek dink, oh wow, hy het my waarlik lief. En Daniel en Lorinda nooi ons na daai kerk, om by hulle tee te drink, wat Lorinda het vir my standing woord, en sy begin met, die Here is lief vir jou. Soos 3 keer op een dag kom sê die Here vir my, he loves me. En ek kry hierdie rustigheid, en I know I can trust your heart, ek kom by daai plek uit. En die Vrydag gaan na, hoor ek die resultate van die PET scan, en die kanker het nie versprei nie. Soos die Here begin by, ek het jou lief, I got you,
en dan vat hy jou na daai plek toe. Soos, kom ons kom terug by, hoekom moet ons bid as die Here weet? Dit verander jou. Dit kry jou posture reg. En as jou posture reg is, dan is jy in hierdie plek waar Heilige Gees in jou kan werk, waar jy kan verander. Want ultimately is dit wat die Here wil doen. En wanneer jy jou posture reg kry, en saam met die Here werk in hierdie proses, is wanneer jy nie jou woestynpad mors nie. En ek gaan later weer 'n bietjie daaroor praat. Hierdie was massive geweest. Toe hierdie ding by my drop, toe verander geweldig baie goede, want daar's so baie goed wat ek nie weet nie. Daar's so baie goed wat ek nie verstaan nie. En dit kom uit 'n teaching van Bill Johnson ook. Soos, daar's sekere feite. God is good, hy's a righteous judge, hy het my lief, hy weet wat hy doen, hy het 'n plan vir my. En dis waarhede, dis facts. En daar's sekere mysteries wat ek nie verstaan nie. Hoekom het ek kanker gekry? Hoekom is hierdie gebed nie beantwoord nie? Noem dit op, ek meen die lysie is lank. En die twee het niks met mekaar te doen nie. En ek moes leer dat mysteries maak nie waarhede onwaar nie. En dit was 'n massive sleutel vir my geweest. En toe ek dit besef, toe besef ek ook maar, en soos ek nou met die Here gewoel het, het hy van die mysteries in my geopenbaar, hy het van hierdie antwoorde gegee, en dit deel ek vanaand met julle. Maar die wat hy nog nie het, en wat ek nog steeds het nie, is in my mysteries box. Nou, ek's 'n man, ek het bokse, dit werk lekker. Soos my mysteries box, raak jy aan my facts box nie. En dit het vir my geweldig baie gehelp. Nog 'n ding, gevoel, en hoe jy voel, en hoe jy dinge ervaar, is waarskynlik die waarste van die waarheid af, van alles. Wees baie versigtig vir gevoelens as dinge wild gaan om jou. Soos hier is die waarheid van die saak, sekere vrae gaan eenvoudig nie geantwoord word nie, dis oukei. Waaroor gaan dit? En hoekom word die vrae nie geantwoord nie? Want as die Here vir my 'n resep gee, gaan ek die resep volg. Ek gaan nie by sy voete gaan sit nie. Wat hy wil hê is intimiteit met my. Nou het ek 'n gesprek met Craig Marsh, en soos ek en hy maar met mekaar praat, is Afrikaans en Engels deur mekaar, en Craig sê vir my hierdie stukkie goud. Wanneer jy vra wat jy nie verstaan nie, is dit reg, dat jy soek vir antwoorde. But maybe all the Lord wants is a relationship. En is so waar. Hierdie ding van mysteries en goed wat ek nie verstaan nie, het my gedwing om by die Here se voete te gaan sit. And maybe that's all he wanted. Soos julle, maak vrede met mysteries, if anything, embrace it. Soos, wat nou as slegte goed met jou gebeur? Hoe hanteer 'n mens dit? En ek dink die eerste vraag wat jy jouself moet afvra is, hoe seker is jy dis 'n slegte ding? Soos Dawid pas skape op en 'n beer val sy skape aan. Vir die meeste van ons is dit 'n sleg ding. En 'n leeu val sy skape aan, selfe storie. Maar dit was die key ding wat hom voorberei het vir Dawid. Soos dalk is die slegte ding wat jy nou met jou gebeur, presies wat jy nodig het. Miskien is dit wat jou toekoms gaan definieer. Soos, hoe is dit moontlik dat Paulus en Petrus sê ons moet dankbaar wees vir slegte goed? En as jy deur slegte goed gaan, is dit nie maklik om dankie te sê daarvoor nie. Maar ek kan eerlikwaar hier vanaand staan en sê, weet julle wat? Die pad wat ek gestap het, wat ons gestap het, was flippend af. Maar dit was genuine 'n goeie pad gewees. En hoekom? Want wat gebeur? Hoekom kan ons dankie sê? As jy aanhou glo, aanhou deurdruk, aanhou woel, kry jy deursettingsvermoë. Dit bou karakter. En dit gee vir jou geloof wat getoets is in vuur, wat jou kry, dat volgende keer wat dinge gebeur, dan weet jy, I've been here, ek's okay. Soos kom ons gaan gou terug na Dawid toe. Soos Dawid, weet ons nou, het met Saul interaksie gehad en die maat jaag hom. Toe hoor hy, maar daar's 'n dorpie Keila wat deur die Filistyne aangeval word, en hy gaan red hulle teen die Filistyne. En hy sê hulle dorpie Keila wil hom toe uitlewer aan Saul.
Toe sê vir die Filistyne, maats, ek sal vir julle kom baklei, en die Filistyne sê, sorry, ons soek jou nie. Toe vat hy 400 van sy manne, hulle stap in die woestyn in, en hulle gaan baklei, hulle kom terug, en hulle vrou en hulle kinders is ontvoer, en al hulle goed is geplunder. Dit moes Dawid se donkerste uur gewees het. Wat doen Dawid? Dawid gaan raak stil, en hy gaan sit by die Here se voete, en hy kom met 'n plan vorendag. En uit dit gebeur daar 'n klompie gebeure, en Dawid word ingehuldig as koning van die Israel, van die volk. Ek het vir die Here gesê, Hineni, hier is ek, gebruik my. En ek het gevra vir 'n bediening, en ek het gevra vir 'n anointing. En die Here wil dit graagte vir my gee as wat ek wou gehad het. Maar die waarheid van die saak is, my fondasie was nie sterk genoeg gewees vir wat moes gebeur het nie. Ek het nodig gehad om deur my pad te gaan, sodat ek die deursettingsvermoë, die karakter en die geloof kan hê, wat nodig is om te doen wat hy vir my in gedagte het. Soos dit bring my nou by Isolde se preek in Lewende Woord so jare wat terug. Moenie jou woestynpad mors nie. Dit was so brilliant en het my so aangeraak en het my so gestig in my pad. Nou meeste van ons ken Filippense 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Maar dit is belangrik dat ons die 2 verse voor dit ook lees. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Soos ek is tot alles in staat, as my posture reg is. As ek aanvaar wat die Here oor my pad bring, dan kan ek al hierdie goede oorwin en kan ek dit alles doen. Dis wanneer ek by daai plek kom waar ek God in sy proses vertrou. En as ek by daai plek kom, wat ek nie my woestynpad mors nie, wat die woestynpad wat die Here oor my pad bring, net dit is wat ek nodig gehad het en waar ek verander. Kom ons gesels 'n bietjie net oor 'n wonderwerk versus 'n proses. Ons het gebid en ek het regtig gehoop die Here sal my supernaturally genees. En sou hy dit gedoen het, sou ek ook vanaand hier gestaan en getuig het. En dit sou ook 'n mooi storie gewees het en dit sou incredible gewees het en hy sou ook die eer daarvoor gekry het. Maar as my pad nie was wat hy was nie, het die groei in my nie plaasgevind wat plaasgevind het. Het die hoeveelheid mense nie aangeraak gewees wat aangeraak is nie. En hierdie situasie heeltemal anders gelyk. Soos wat kies jy? Wil jy die Here moet jou net uit die vuur uitvat? Want jou omstandighede verander, maar jy verander nie. Of wil jy saam met die Here deur die vuur stap en aan die ander kant uitkom en nie eens na rook ruik nie? Soos lees net gou hierdie onbeskryflike mooi Psalm. God's way is perfect, all the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to him for protection. God arms me with strength and he makes my way perfect. He trains my hand for battle, he strengthens my arm to draw a bronze bow. Soos hoe train die Here vir my, of hoe het hy my getrein in die moeilike woestynpad? God is God and I am not. God weet beter. Kom ons gesels net gou 'n bietjie oor partykeer om gehoorsaam te wees, kom met lyding. Hier's 'n voorbeeld van Esekiel wat vir 14 maande op sy sy gelê het. Selfs die Here het hom opdrag gegee en hy het vir 390 dae op sy sy moes lê en toe weer vir 40 dae op die ander sy. Dis 14 maande. Moes baie taaf gewees het, maar hy was binne die Here se wil gewees. Selfs Jesus sê ons, he learned obedience from the things he suffered. Soos net 'n vinnige punt, die feit dat dinge met jou swaar gaan, beteken nie noodwendig dat jy buite die Here se wil is nie. Soos
net gou ten slotte as sleg goed met jou gebeur. Vra jouself af, wat was die Here se wil hier? En as dit was dat sy koninkryk uitgebrei word, as dit was dat iemand sy hart vir die Here gee, as dit was dat iemand 'n besluit maak om homself te verdiep in sy verhouding met die Here, vra jouself dan af, maar is hierdie wat ek deurgaan dalk die moeite werd? And probably the answer is yes. Kyk, een van die gesprekke wat ek met 'n paar mense gehad het, dan sal mense iets sê soos, hierdie kom nie van die Here af, hy het dit net toegelaat. En ek is nie so seker nie. Soos hier is 'n voorbeeld van Herman de Esraite, wat goed te sê soos, you have driven my friends away, your anger have overwhelmed me, you have taken away my companions, en hier's nog psalms wat daarby uitkom. Soos daar's voorbeelde in die Bybel, waar ons duidelik sien wat die Here doen, goed wat nie great is nie. Hy laat nie net goed nie, hy orkestreer goed. Soos kom ek gee vir julle 'n paar goeie voorbeelde. Jesus en die disippels vermeerder 'n klomp kos, maak vir 'n bolling vol mense gee hulle kos. Net nadat sê Jesus vir sy disippels, maar klim in 'n boot en vaar oor die see. Hy het geweet daar kom 'n storm. Ek weet nie hoekom Jesus geweet het, dit sal goed vir hulle, vir al die disippels, om nie by die mense te wees na die wonderwerk nie. Dalk sou daar iets gebeur het wat nie vir hulle goed sou gewees het nie. Dan nou. Maar wat ons wel weet is, as gevolg van die storm, kry ons 'n situasie waar Petrus op die water loop. As hulle veilig op die sand was, sou daai nooit gebeur het nie. Hierdie is 'n bietjie donker hierso, maar daarso is Paulus wat daar swem langs 'n boot. Nou Paulus, Lukas en Aristarchus is op pad Rome toe, hulle moet die keiser gaan sien. Ek was geskok toe ek hoor, op daai trip is Paulus 4 keer in 'n shipwreck. Dis bizar. Hy eindig op Malta. Net voor die laaste shipwreck sê 'n engel vir hom in 'n droomlyste, jy gaan nou kyk wie is, you've got an appointment with Caesar. Iets wat 'n bietjie van 'n mantra in my lewe geraak het. Ek weet ek het 'n calling, soos wanneer goed lyk of alles gaan omval, dan sê ek, it's okay, I've got an appointment with Caesar. I've got something to do for the Lord. This too shall pass. Dis net 'n side note. Hy eindig op die eiland Malta. Hy maak vir Publius, die hoof van die eiland, en 'n klomp ander mense gesond. Dis na die baie cool insident waar die slang hom pik en hom net afskud. Want hy het 'n afspraak met Caesar, 'n slang gaan hom nie doodmaak nie. Hy maak vir Publius gesond, 'n klomp mense op die eiland. Daar's vandag nog Christene op Malta as gevolg van daai shipwreck. Hulle vind hulle weg uiteindelik tot by Rome en Caesar. En dan sien ons in sy brief later aan die Filippense, hy stuur groete vir die mense in Caesar sy huishoud. Die mense in Caesar sy huishoud het tot bekering gekom. Soos partykeer gebeur daar regtig 'n slegte goed met jou, jy's binne God se wil en daar's actually 'n doel daarmee. Hierdie ene het my bietjie gebou. Soos Naomi, kom ons lees gou net wat sê Naomi rondom wat die Here na gedoen het. In Rut lees ons van, the Lord himself has raised his fist against me. En hy sê, noem my Mara, for the Almighty has made life very bitter for me. So dis 'n vrou wat in 'n vreemde land is, haar man verloor, haar 2 seuns verloor, totaal op moedverloorse vlak te sit. Die verhaal volg wat sy terug gaan Israel toe, Rut volg met Boas trou. Boas en Naomi, Boas en Rut het saam 'n seun, hulle noem hom Obed. Obed het 'n seun en hulle noem hom Jesse. Dawid se pa. Die Here het nie toegelaat dat goed met Rut gebeur het nie. Met Naomi gebeur het, hy het dit georkestreer, want hy wou die bloedlyn definieer. Soos wat het ek van geloof geleer? Wanneer jy in hierdie spasie is waar ek goed vra en glo en dit gebeur nie of dit gebeur, wat leer 'n mens dan van geloof? Kom ons begin by die Hall of Faith. Hebreërs 11, ons ken dit almal. Soos daar word 9 mense genoem. Abel word genoem oor hy op die regte manier geoffer het. Enog word genoem oor hy 'n great verhouding met die Here gehad het en hulle saam gestap het. Die res het almal een van 2 goed. Of hulle het geglo in 'n belofte, of hulle het 'n instruksie van die Here gevolg.
Soos dit lyk, as ons kyk hierna, dat die Hall of 5 kriteria is of 'n verhouding of gehoorsaamheid aan iets wat jy gehoor het. Onthou nou waar ek vroeër gepraat het oor gaan sit by die Here se voete en hoor wat hy wil hê? OK. Soos dis amper soos 'n pa wat by die huis kom met 'n geskenk. Vir sy dogter sê, luister, voor jy die geskenkie kry, gee my net 'n druk en 'n soen. Hy gaan nie gaan vir haar die geskenk gee, maar dit gaan vir hom oor die intimiteit. Dan Henry sê jy het 'n baie mooi teaching en waar hulle baie van hierdie geloofshelde vir ons uitwys, maar almal van hulle gaan sien julle dit gaan oor intimiteit en hoe hulle met die Here gestap en praat het en selfs mense soos Abraham, Isak en Jakob en Dawid wat ons weet nie perfekte lewens gehad het nie, maar hulle word gehonour in die Bybel oor hulle verhouding met die Here. Soos Psalm 27 was vir my baie special geweest. My heart has heard you say, come and talk with me, and my heart responds, Lord, I am coming. Nou ons het die naweek op die berg Song of Songs kamp bygewoon, waar alles oor intimiteit gegaan het. En vir my was ek gestretch, want dis die bruid en dis goede wat ek mee gesukkel het, maar wat wel loop vassteek het by my, hoe belangrik is intimiteit met die Here. Soos my opinie oor wat is die vereistes om 'n Hall of Famer te raak? 'n Onwrikbare geloof aan 'n belofte van God, of gehoorsaamheid aan 'n opdrag van hom, of 'n intieme verhouding waar hulle met mekaar praat. Soos dis wat ek van geloof geleer het in my pad. Kom ons lees gou hierdie, want dit is ook iets wat ons baie mooi ken, en dan gaan ek dit hopelik vir ons bymekaar bring. Dit is in Romeine 8, waar ons van 26 lees, and the Holy Spirit help us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray, but the Holy Spirit pray for us with groanings that cannot be expressed in words. 'n Teks wat ons ken, wat massive met ons resoneer. Verder in 28 lees ons, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purposes for them. Weer eens stunning. Maar wat sit tussen hierdie twee? And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Gaan sit by die Here se voete. Vind uit wat het hy in gedagte in hierdie situasie. Wat is sy belofte? En glo onwrikbaar daarin. En bid daarvolgens. Want dis 'n geloof wat die Here gaan behaag. Julle gaan onthou, ek het vir julle vertel dat dit het relatief goed gegaan met ons. En ons maak 'n besluit om ernstig te raak oor die Here. En dan volg 'n klompie goede in 'n klompie grondpaaie en ons stap 'n journey. En ek stap hierdie laaste journey van my. En ek wonder soms, as ek net aanhou karringe daar in die wêreld en die Joneses probeer bybly het by my, of ek nie net gered sou gewees het en okay sou gewees het en dit baie makliker sou gewees het. En ek dink die antwoord is ja. Want die waarheid van die saak is, as jy kies om ernstig te raak oor die Here, teken jy 'n teken op jou rug. En by the way, jy teken 'n teken op jou kinders se rug en op jou vrou se rug. Dis soos om na 'n rugbywedstryd toe te gaan. Die ouens wat op die paviljoen sit, is by die game, hulle geniet dit, hulle weet wie het gewen, maar is relatief gemaklik. Die ouens wat op die veld is by die game, hulle geniet dit, hulle weet ook wie wen, maar hulle vat die tackles, hulle vat die stampe en die stote, hulle die bloed en die sweet. Almal by die rugby game is gered, maar die ouens op die veld se ervaring is anders as die ouens op die paviljoen. Hier is die interessante. Die beloofde land was vol vyande gewees. Wanneer die God jou inroep in jou belofte in, roep hy jou vir konflik. Hy roep jou vir battle.
Ons sien in Matteus 7 het Jesus ons gewaarsku, but the gateway to life is very narrow and the road is difficult, and only a few ever find it. Soos, as jy besluit om ernstig te raak dit moeilik. Dit raak taaf. Ek kan getuig daarvan. Maar jy ervaar 'n kwaliteit van lewe wat jy nie op die paviljoen gaan ervaar nie. As 'n surfboard shaper 'n bord maak en jy vat hom en jy ry 'n brander en jy sê, "Oh wow, hierdie bord ry lekker." Dan kry die shaper, die maker, die skepper kry die eer. Wanneer jy in jou lewe doen waarvoor jy gemaak is, kry God die eer. Maar is taaf. Soos, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om ernstig te raak oor die Here? Want jy gaan getackle word, jy gaan houe kry. Maar jy gaan kry vrede in alle omstandighede. En daarvan kan ek getuig in die jaar wat verby was. Was daar tye wat ek omgeëlie was? Absoluut. Massive. Maar die Here was onbeskryflik genadiglik geweest en sy vrede het geheers. Jy kry purpose, want jy lewe jou skepingsdoel uit. Jy het vreugde in alle omstandighede. Was daar tye wat ek omgeëlie was? Verseker. Ek probeer nie vir 'n oomblik hier, julle was daar, julle was saam met my op die pad. Daar was tye wat ek nie lekker was nie. Maar as a whole, jy kry 'n baie beter verhouding met God. Daai intimiteit. My verhouding met die Here vandag lyk totaal anders as 'n jaar terug. En hier is die kikker, jy kry discernment uit daai plek van intimiteit uit. Jy kry leiding. Die skepper van die heelal sê vir jou wat om te doen. Dit is 'n incredible plek om te wees. Daar's geen waarborge nie. Maar in my opinie is dit die moeite werd. Net nog een punt. Wanneer jy die besluit neem om ernstig te raak oor die Here, is daar 'n billike kans dat jy van jou vriende gaan verloor. Om die waarheid te sê, daar's 'n billike kans dat van jou familie dreengat gaan wees oor wat jy gedoen het. Waarvan kan ek vandag getuig? Hier staan ek in 'n weksdag in Eiserfontein en ek sit met 'n saal vol vriende. As jy die pad stap wat ek in die lus na die afgelope jaar gestap het, hoe goeieste. En jy die warriors wat jou support soos wat ons support is en vir jou bid. Dan kan ek nou vir jou sê, ja, daar's 'n kans dat jy vriende gaan verloor en dat jou familie gatvol vir jou gaan wees. Maar dit wat die Here vir jou kom gee, is unbelievable. Ok, kom ek trek hom vir julle saam. As jy dit kan regkry om die Here te loof en prys onder alle omstandighede, is dit 'n incredible wapen wat jou verander en jou posture reg kry om die pad te stap. Onthou hierdie ding van 'n mystery en 'n fact, hoort elkeen in sy eie boks. Hulle het niks met mekaar te doen nie. Wees regtig ernstig wanneer iets gebeur om by die Here se voete te gaan sit en sê, Here, wat gaan hier aan? Wat wil U hê? Wat moet ek glo? Wat gaan gebeur? Hoe moet ek bid? Bid dan daarvolgens en glo onwrikbaar daarin. Wees dankbaar as dit met jou sleg gaan. Die Here is besig. Lean in, embrace die proses. Moenie die woestynpad mors nie. En moenie laat die Here jou weer om dieselfde berg stuur nie. En hier's wat ek hoop.
Ek hoop dat julle vanaand sal besluit, maar is die moeite werd om van die paviljoen af op die veld op te tree. Is taaf. Jy sign op vir 'n battle. Maar ek hoop regtig dat die woestynpad wat ek gestap het, maak dat 1 of 2 mense besluit, maar hulle wil 'n ander pad met die Here stap. Want dan was die pad wat ek gestap het, absoluut die moeite werd. Soos ek hoop, julle besluit om meer ernstig te raak met julle verhouding met die Here. En wat meer ernstig raak, lyk anders vir elkeen. Dalk is jy iemand wat sê, weet jy wat, ek wil my hart vir die Here gee. Dit sal amazing wees. Dalk is iemand wat sê, weet jy wat, miskien moet ek my laat doop, ek dink al lankal daaraan, it's time. Miskien is daar iemand wat sê, weet jy wat, ek skep my stilte tyd af. Miskien is daar iemand wat sê, ek moet aansluit by 'n gemeenskap van gelowiges, 'n selgroep, 'n kerk, whatever it is. Whatever it is wat die Here nou op jou hart lê, is wat ek voorhoop. En ek wil jy moet vanaand as jy huis toe ry, nie dink, dit was cool, ek hoop dit was cool, en nie dink, ja, weet jy wat, dis 'n goeie idee nie. Ek wil jy moet pragmaties raak. Ek wil jy moet sê, wat gaan ek anders doen môre? Wie gaan ek môre bel? Wat gaan ek môre begin of wat gaan ek môre stop? Ons tyd is min. Nou is die tyd om dinge te verander. Hier's 'n span, soos altyd, warriors wat help. As jy behoefte het om te praat, jou hart vir die Here wil gee, wil praat oor doop, wil praat oor kotter, wil praat oor forgiveness, wil praat oor whatever it is. Met die grootste van liefde, kom chat met ons na die tyd. Ons sal hier vir jou bid, ons sal 'n afspraak maak later saam met jou bid. Of julle het my in Ilisna en ons besonderhede ryk uit na ons en kom gesels met ons. Dit sal 'n absolute voorreg wees as julle besluit om dinge anders te doen as ons daai journey saam met julle kan stap. Okay. Kom ons maak die oë toe. Aba Vader, wat 'n voorreg is dit om 'n saal vol mense te hê wat U liefhet. Dankie Heilige Gees dat U vanaand hier was. Here, ek wil vra dat whatever ek vanaand gesê het wat nie van U af is nie, dat U dit sal gee dat die mense as hulle by U saal uitstap het vergeet het en dat dit nie weer sal opkom nie. Heilige Gees, ek wil vra dat U die naprediker sal wees, dat U in die harte sal woel en dat U mense sal lok en intrek en innooi na 'n meer intieme verhouding met U. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, want dit doen ons regtig nie. Ons vra dit aan die hand van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. In Jesus se naam, amen.